Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Bedroef nie die Gees nie. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Efesiërs hoofstuk 4 vers 30. Die gewete is die stem van God, gehoor te midde van die konflik van menslike hartstogte. Wanneer dit weerstaan word, word die Gees van God bedroef. Mense het die mag om die Gees van God uit te blus. Die mag om te kies word by hulle gelaat. Hulle word vryheid van aksie toegelaat. Hulle kan gehoorsaam wees deur die naam en genade van ons Verlosser, of hulle kan ongehoorsaam wees en die gevolge besef. Die sonde van godslastering teen die Heilige Gees lê nie in enige skielike woord of daad nie. Dit is die ferm, vasberade weerstand teen waarheid en bewyse. Dit is nie dat God 'n bevel uitstuur dat die mens nie gered sal word nie. Hy werp nie 'n duisternis voor die oë wat nie deurdring kan word nie. Maar die mens weerstaan aanvanklik 'n beweging van die Gees van God, en nadat hy een keer weerstand gebied het, is dit minder moeilik om dit die tweede keer te doen, minder die derde keer, en veel minder die vierde keer. Dan kom die oes wat geoes moet word uit die saad van ongeloof en weerstand. O, wat 'n oes van sondige toegeeflikhede berei voor vir die sekel. Aan die ander kant sal elke ligstraal wat gekoester word, 'n oes van lig oplewer. Versoeking wat eenmaal weerstaan is, sal krag gee om die tweede keer fermer weerstand te bied. Elke nuwe oorwinning wat oor dieself behaal is, sal die weg baan vir hoër en edeler triomfe. Elke oorwinning is 'n saad wat gesaai is vir die ewige lewe. God vernietig niemand nie. Die sondaar vernietig homself deur sy eie onboetvaardigheid. Niemand hoef die sonde teen die Heilige Gees as iets geheimsinnigs en ondefinieerbaars te beskou nie. Die sonde teen die Heilige Gees is die sonde van volgehoue weiering om te reageer op die uitnodiging om tot bekering te kom. Daar is geen hoop op die hoër lewe nie, behalwe deur die onderwerping van die siel aan Christus.